brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night Goeienaand aan almal van u. Dit is nogal laat, nee. 24 Desember. Ek het gedink dat ons miskien vanaand nie 'n formele erediens moet hou hier op Ou Kersaand nie. Maar dat ek sommer met u bietjie wil gesels. Nou kan ek vir u nooi om saam met my 'n kerskoekie te eet wat hier voor vir my neergesit is. Hier staan 'n ou bekertjie koffie ook, maar ek sal dit nou maar later eet en drink. Kom ons begin bietjie gesels. Die afgelope paar weke het ons kinders eksamen geskryf en eendag het ek met my klong bietjie sit en gesels oor die geskiedenis en ek het gedink ek kan hom iets leer en toe kom ek agter, maar hy weet seker goed meer van die geskiedenis. En toe dink ek daaraan om dalk vanaand met u 'n paar draaie te loop deur die geskiedenis van die Bybel. Die Ou Testament, daar waar dit begin in Genesis, dwarsdeur tot in Maleagi, praat van God se goedheid, God wat omgee vir mense, en die Israeliete wat aan mekaar die rug draai op God. En dan kry God hulle weer jammer, en dan vergewe hulle weer, en dan gee hy weer vir hulle genade van vooraf.
En eintlik is die hele Israeliese verhaal, die hele Ou Testament, is 'n verhaal van verbroude kase, van ongehoorsaamheid, van hier en daar bekering wat in mense se lewens gebeur, wedergeboorte, en na rukkie dan lyk dit asof alles weer tot 'n einde gekom het. Dit lyk asof die verhaal van God se genade in die Ou Testament gaan oor dat hy altyd maar weer voorbegin om sy liefde vir mense te gee. Nou wil ek vir u so 2 versies lees uit Hosea 11. Vers 1 en 2. Toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, en uit Egipte het ek my seun geroep. Hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van hulle af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer en vir die gesneede beelde rook laat uitgaan. Daar is tragiese verhale in die Ou Testament van kinders van die Here wat God se genade nie aangegryp het nie. Hosea vertel vir ons, en dit was omtrent so 722 jaar voor Christus, dat Israel weggevoer is deur die Assiriërs, omdat hulle na God nie geluister het nie. Dis net Juda en Benjamin, die 2 stamme wat oorgebly het, en kort voor lank het hulle ook eintlik nie vir God hulle liefde bewys nie. Een na die ander profeet, dwars deur die Ou Testament, het die Here gestuur om vir sy volk te sê, wees lief vir my, ek is lief vir julle. En elke keer het dit skipbreek gelei. 'n Ruk daarna, Jeremia, 40 jaar lank was hy profeet. In sy tyd het daar 5 konings geregeer. En aan die einde, te midde van al Jeremia se profeteer, is die Israeliete deur die Babiloniërs weggevoer. In daai tyd het daar vals profete opgestaan en gesê, nee, julle moet nie na Jeremia luister nie. En 586 voor Christus is Jerusalem vernietig. Tragies. Die hele verhaal van God se genade in die Ou Testament. Elke keer 'n sukkelende, stikkende volk. Gaan vra maar vir Jesegiel, gaan vra maar vir Daniël. Die hartseer is dat die mense van die Ou Testament eintlik 'n doodsvonnis oor hulle self geskryf het met hulle hardnekkige opstand teen God. Hulle het God se genade toue eintlik verwerp en deur hulle vingers laat val. God gee vir sy volk Israel op die berg Sinai die 10 gebooie om vir hulle te help, om te weet hoe om te leef vir die Here en naby die Here te bly. Maar eindelik, hier teen die einde van die Ou Testament, kom ons agter, dit bly chaos. Die chaos raak net al groter. Die hardnekkige sondigheid raak net al groter. Dis 'n rampspoedige ramp wat vir Israel tref. Maar God se genade word nie gehoor nie en word nie gesien nie. En die Here kom toe met 'n ander plan. 'n Mens sê soms 'n plan B, maar dalk was dit plan A. Plan A, die plan van God se genade. En dis hoekom ons Kersfees vier, oor God se plan A. Genade wat gekoppel is aan God se seun Jesus Christus. En as 'n mens dink aan die Ou Testament, en dit het eintlik eeue gevat, wat niks wou werk nie, kom God in Jesus Christus en hy laat alles werk. Genade raak toe God se reddingsplan wat werk. Jesus is toe die inkarnasie van genade. Jesus is die middelaar van genade. Hy is die weg tot genade. Hy is die enigste ware goddelike profeet van genade. Jesus is die beliggaaming van genade, want hy het mens geword. Hy is die een wat genade die heel beste kom betoon het in hierdie wêreld. 'n Mens kan eintlik sê, Jesus het die alleenreg
op genade. Hy is die een wat die eksklusiewe lisensie van God se genade met hom saamdra. Genade wat verniet uitgedeel word. En hy het die mandaat, hy het die gesag, hy het die mag om dit uit te deel. En ons wat vanaand Kersfees vier, môre is Kersdag, en ons wat dankbaar is en bly is en opgewonde is oor Kersfees, ons is dit omdat God se genade by ons uitgekom het. Omdat God se plan A nou ons plan van redding is. Dis die wenformule van God vir die wêreld. En my gebed is dat as u nou vanaand gaan slaap en die kinders is dalk opgewonde want hulle het seker persente gekry, dalk kry hulle dit is môreoggend voor kerk, dat eeuwelang het die mens nie daarin geslaag om by God uit te kom nie. En ons het by God uitgekom omdat God se genade verniet na die wêreld gekom het vir u en vir my. Ons is kinders van plan A. Ons is kinders wat die groot genade direk van God na ons ontvang het. En ons is vanaand baie gelukkige mense. Ons is ontsaglike bevoorregte mense. En mag ons hierdie genade wat ons van God ontvang het in Jesus Christus nie vertrap nie. Laat ons dit uitjubel met lofsange en sing aan God al die eer. Mag u vanaand baie lekker slaap, maar voordat ons gaan slaap, kom ons maak ons oë toe. Here, baie dankie dat ons hier in die laat nag met u kan praat. Vir u kan baie dankie sê dat u genade vir die wêreld genoeg is. Dat u die volmaakte reddingsplan ontwerp het vir ons as mense. Dat u dit vir ons verniet gee, gratis gee. Dat u, wat die enigste lisensie daarvoor het, dit met ons kom deel het. Dankie Heilige Gees dat ons dit in geloof kon aanvaar het en dat Kersfees een van die wonderlikste dae in ons lewe is elke jaar. Want ons is 'n begenadigde. Ons is koningskinders. Ons is genade ontvangers. Seën vir ons in hierdie Kersgety dat ons met groot dankbaarheid en liefde teenoor u sal leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goeienag en 'n rustige aand vir u en lekker slaap. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, around yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace.
silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face. With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Dona nobis pacem, pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, pacem, dona nobis 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 pacem, pacem, dona nobis pacem.